Ons nooi om te blaai na Genesis, hoofstuk 29. Ons het verlede week opgehou by vers 30. U wat nou saam met ons stap deur die boek Genesis, ons preek vers vir vers deur Genesis. U sal weet dat ons geëindig het by Jakob, wat nou vir hom sy geliefde vrou gekry het, vir Rachel. Maar hy moes eers met Lea trou. Dit was die set, die slim plan van sy skoonpa om hom te bedrieg. So hy het eers vir Lea gekry en toe vir Rachel, maar hy moes nog 7 jaar vir Rachel werk nadat hulle getroud is. So dis waar ons geëindig het. Ons lees verder Genesis 29, ons gaan begin by vers 31 en ons skriflesing sal eindig by hoofstuk 30 vers 24. Hoofstuk 30 vers 24. Ek dink terwyl ons so voor die Here buig en sy woord voor ons het, kom ons maak net ons harte stil, kom ons bid net eers saam. Ons almagtige God, U wat die hemel en die aarde gemaak het, ons wil U vanoggend kom dank vir die weg waardeur ons tot U kan nader. Daardie weg het ons leer ken, is Jesus, die ewige Seun van God. As ons Jesus ken, as ons verstaan waarom hy moes sterf, as ons verstaan hoe ons hom kan sien in die Ou Testament, en ek moet bely, met die bestudering van Genesis, kyk ek heeltemal anders na sommige gedeeltes in die Bybel, want dit is 'n evangelie wat oor en oor op verskillende maniere, met verskillende perspektiewe na ons kant toe kom. As ons hierdie dinge raak sien, dan wil ons saam met Dawid, daar by die insameling van die offergawes vir die tempel in 1 Kronieke 29, wil ek sê, U sy geloofd, Here, God van ons Vader Israel, van ewigheid tot ewigheid. Aan U, Here, kom toe die grootheid en die mag, die heerlikheid en die roem en die majesteit, ja alles in hemel en op die aarde. Aan U, Here, kom toe die koningskap en die selfverhooging as hoof oor alles. En die rykdom en die eer kom van U. U heers oor alles en in U hand is krag en mag. In U hand is dit om groot en sterk te maak. En nou, Here, onse God, ons loof en ons prys U heerlike naam. Dankie dat ons vanoggend 'n Bybel kan oopmaak, in ons eie taal kan lees. Help ons om dit te verstaan. Dit mag dalk 'n moeilike gedeelte wees. Dit mag dalk vir ons nie interessant lyk of enigsins ons aandag trek nie, maar dit is U woord. En die profeet Jesaja het gesê, luister o hemele, want die Here spreek. Ons wil vanoggend luister na U woord. Seën ons nou tot lof en eer van U naam. Amen. Genesis 29 vanaf vers 31. In die ou vertaling klink dit so: en toe die Here sien dat Lea die nie geliefde was, het hy haar skoot geopen, maar Rachel was onvrugbaar. En Lea het bevrug geword en 'n seun gebaar en hom Ruben genoem, want sy het gesê, gewis, die Here het my ellende aangesien, want nou sal my man my lief hê. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, gewis, die Here het gehoor dat ek die nie geliefde is en my hierdie een ook gegee. En sy het hom Simeon genoem. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, nou eindelik sal my man aan my geheg wees, omdat ek vir hom 3 seuns gebaar het. Daarom het sy hom Levi genoem. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, die keer sal ek die Here loof. Daarom het sy hom Juda genoem. En sy het opgehou met baar. En toe Rachel sien dat sy vir Jakob geen kinders baar nie, het Rachel jaloers geword op haar suster en aan Jakob gesê, gee vir my kinders, of anders sterf ek. Toe het Jakob kwaad geword vir Rachel en gevra, is ek dan in die plek van God, wat die vrug van die skoot aan jou onthou het? En sy antwoord, daar is my slavin, Bilha, gaan by haar in, dat sy op my knieë kan baar, en ek ook uit haar gebou kan word. Daarop het sy aan hom
haar slavin Bilha as vrou gegee en Jakob het by haar ingegaan. En Bilha het swanger geword en vir Jakob 'n seun gebaar. Toe sê Rachel, God het aan my reg verskaf en my ook verhoor en my 'n seun gegee. Daarom het sy hom Dan genoem. En Bilha, die slavin van Rachel, het weer bevrug geword en vir Jakob 'n tweede seun gebaar. Toe sê Rachel, ek het bo menslike worstelinge met my suster geworstel en ook oorwin, en sy het hom Naftali genoem. En toe Lea sien dat sy opgehou het met baar, neem sy haar slavin Silpa en gee haar aan Jakob as vrou. En Silpa, die slavin van Lea, het vir Jakob 'n seun gebaar. Toe sê Lea, gelukkig, en sy het hom Gad genoem. Daarna het Silpa, die slavin van Lea, vir Jakob 'n tweede seun gebaar. Toe sê Lea, ek, gelukkige, want die dogter sal my gelukkig prys, en sy het hom Aser genoem. En Ruben het in die dae van die koringoes gegaan en in die veld liefdesappels gevind, en die na sy moeder Lea gebring. Toe sê Rachel vir Lea, gee my tog van jou seun se liefdesappels. Maar sy antwoord haar, is dit nie genoeg dat jy my man geneem het nie, dat jy ook my seun se liefdesappels wil neem? En Rachel sê, daarom mag hy vir jou seun se liefdesappels, daarom mag hy, vir jou seun se liefdesappels vannag by jou slaap. Dis nou Jakob wat by haar mag slaap. Vers 16. Toe Jakob dan die aand uit die veld kom, gaan Lea hom tegemoet met die woorde, jy moet na my kom, want ek het jou eerlik gehuur vir my seun se liefdesappels. En hy het die nag by haar geslaap. En God het Lea verhoor, sy het bevrug geword en vir Jakob 'n 5de seun gebaar. Toe sê Lea, God het my loon gegee, omdat ek my slavin aan my man gegee het, en sy het hom Isaskar genoem. En Lea het weer bevrug geword, en vir Jakob 'n 6de seun gebaar. Toe sê Lea, God het my 'n mooi geskenk gegee, nou sal my man eindelik by my woon, want ek het vir hom 6 seuns gebaar, en sy het hom Sebulon genoem. En daarna het sy 'n dogter gebaar, en haar Dina genoem. En God het aan Rachel gedink, en God het haar verhoor, en haar skoot geopen. Sy het bevrug geword en 'n seun gebaar. Toe sê sy, God het my smaad weggeneem, en sy het hom Josef genoem, en gesê, mag die Here vir my 'n ander seun daar byvoeg. Dis net tot daar wat ons gaan saamlees vanoggend in die onfeilbare woord van die Here. Gras verdor, blom verwelk, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. Hier is 'n moeilike gedeelte. Ek het die week nogal geworstel met al die ander dinge wat aangegaan het in die pastorie, het ek gestoei met 'n gedeelte wat ek later vir my vrou gesê het, wel ek weet nie regtig hoe ek hierdie saak moet benader nie. Om 'n tema te kry was 'n krisis, maar ek het uiteindelik besluit op huismoeles vir Jakob, want hierso is moeilikheid in hierdie gedeelte. Dit is asof die Bybel vir ons 'n gordyn wegtrek en jy letterlik in die slaapkamer van Jakob inkyk. En dan vra jy maar, hoekom moet ons hierdie goed weet? Wat is daarvan belangrik? Wat is die kwessie? Een van die ouens wat ek lief is om te lees terwyl ek nou voorberei, dis 'n ou predikant, ek dink hy lewe nog, ek is nie 100% seker nie. Hy sê oor die gedeelte, sê Lewis Johnson is sy naam. Hy sê een van sy Ou Testament professors, nou die Ou Testament professor van hom was vir hom oud, so dan is die oom sekerlik al dood. Hy het vir hulle gesê in 'n Ou Testament klas, dis nie 'n gedeelte wat jy preek nie, jy slaan maar daaroor en jy gaan aan. Maar Lewis Johnson het gesê, die Here het dit gegee en ons moet daaruit leer. So dis wat ek vir julle vanoggend wil sê. Ek wil niks oorslaan nie. So die Here het die gedeelte gegee, ons wil vanoggend daaruit leer. Die eerste ding wat ek raak sien hier is die dwaasheid van polygamie. Weet jy wat is polygamie? 2 woorde in die Grieks, polis wat beteken baie en gamos wat letterlik in Grieks beteken huwelik. So dis om met meer as een huweliksmaat getrou te wees. Ek weet ons samelewing het nou al baie dinge toegelaat en dit is nie 'n wyse besluit nie. Die dwaasheid is eintlik, dit skreeu ten hemele. Maar ons sien in dit, en ek gaan later daarna terugkom, God het steeds sy beloftes wat hy aan Jakob, aan Abraham, Isak en Jakob gemaak het. God kom steeds sy verbondsbeloftes na. Hy laat dit waar word. Selfs
te midde van Jakob se foute en sy sonde en sy dwaasheid. Want ons kan identifiseer met Jakob. Nie laat ons meer as een, ek hoop nie eet meer as een vrou nie, dis net chaos, maar in ons dwaasheid, in ons halstarrigheid, in ons menslikheid. God bly getrou. Interessant dat binne 7 jaar, hierdie gedeelte speel so min of meer 7 jaar af, 12 babas word gebore in Jakob se huis. En deur dit alles, die huismoles is, jy kan dit nie mis nie. Hier is pynlike kwessies, hoor, dit gaan vir ons moeilik wees, maar ons moet hier deur worstel. Afguns, ontevredenheid, sondige mededinging tussen susters, wat nou albei die vroue is van Jakob. Daar's gesindhede, daar's dinge wat net nie reg is nie. In verlede week het ons geëindig met die gedagte in vers 30 dat Jakob het vir Rachel lief gehad. Nou begin ons gedeelte van môre met Rachel. En ek wil dit nou opdeel, ek wil nou kyk na die hoofkarakters. Die eerste ene waarna ons gaan kyk is Lea. Want ons gedeelte het begin met vers 31. En toe die Here sien dat Lea die nie geliefde was, het hy haar skoot geopen. In sommige vertalings staan daar dat Jakob haar gehaat het. En ek dink dis 'n bietjie kras, dis verkeerd vertaal, om die minste te sê, want dis die goeie Afrikaanse, hier is 'n goed vertaal, sy was die nie geliefde. O, Jakob was lief vir Rachel. Jakob was lief vir Rachel. Maar hy was met Lea getroud. Sy was die nie geliefde. Nou ek wil hê jy moet jouself indink in haar situasie. Sy wys vir ons die begeerte wat ons almal eintlik maar het, om deur mense aanvaar te word. Ag, jy wil net iemand hê wat vir jou lief is. Jy wil hê iemand moet jou aanvaar. Daar's 'n begeerte vir liefde en erkenning in elkeen van ons. Sy het gesmag daarna, maar sy het dit nie gekry nie. Nou as 'n vrou vandag 'n man kry op dieselfde wyse as waarop Lea vir Jakob gekry het, want sy het saamgespeel met haar pa se slinkse plan, né? Ons het nou verlede week daaroor gepraat, so ek gaan niks daaroor sê nie. As 'n vrou vandag 'n man so kry, dan gaan niemand vir haar simpatie gee nie. Ek dink dan gaan hulle sê, nee, jy wou mos, so nou moet jy maar vat wat na jou kant toe kom. Dis hoe ons is. Maar die Here is nie so nie. Het jy opgelet, die teks sê, toe die Here sien dat Lea die nie geliefde was, het hy haar skoot geopen. Sy sal dalk nie simpatie kry by mense nie, maar sy kry simpatie by die Here. Hy gee vir haar simpatie. Hy gee vir haar 'n seën. Hoekom? Want die Here is naby. Die Bybel sê, die Here is naby aan die wat swaar kry. Hy ken jou hart. Die ou mense was lief om te sê, hy weet van elkeen van jou trane. Hy weet. Al weet ander nie. Hy weet. Psalm 34 vers 19 sê, die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat verslae is van gees. Dis 'n bemoediging, vat dit vir jouself. Nou jare hierna is daar 'n vrou wat min of meer dieselfde kwessies beleef het. 'n Vrou met die naam van Hanna, wat getroud was, maar sy het ook nie kinders gehad nie, en sy het begin jammer voel vir haarself, en sy het alleen gehuil. Alleen het sy met die Here geworstel oor hierdie saak. En dan in 1 Samuel 2 vers 8 skryf sy 'n loflied nadat die Here vir haar Samuel gegee het. Dis die moeder van Samuel, Hanna. Sy sê in haar loflied, hy rig die geringe op uit die stof, uit die ashoop verhef hy die behoeftige, om hulle te laat sit by die vorste en hulle erestoel te laat beerwe. Dis die gedagte in die Bybel dat God baie keer dinge omdraai. Dis hoekom ek sê ons gaan eendag in die hemel kom en ons gaan verbaas wees, hoor. Ons gaan dalk daar aankom en dink, jy weet, die dominee gaan al die krone kry, en dan is daar iemand in die gemeente wat nooit op die voorgrond was nie, maar wat getrou was in die geringe, en wat geëer gaan word deur die Here, want hy beloon die opregtheid van hart. Hy ken harte, hy ken die motief van ons hart. Hierdie loflied van Hanna in 1 Samuel 2, baie bekende gebed of 'n loflied, gaan lees dit, hoor, dis iets besonders, maar dit ego in 'n jong meisie, wat ons baie jare baie goed leer ken, het nou oor Kerstyd daarvan gepraat, in Maria se loflied, nadat sy van die engel Gabriël die boodskap gekry het, dat sy die Messias in die lewe gaan bring. In Lukas 1 vers 47 tot 50 sê haar loflied,
My gees is verheug in God, my saligmaker. En luister mooi na die rede. Omdat hy die nederige toestand van sy diensmaagd aangesien het. Want kyk, van nou af sal al die geslagte my salig noem. Want hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is sy naam. En sy barmhartigheid is van geslag tot geslag vir die wat hom vrees. Dit is asof die Here weet van jou swaar kry. Die wat hom aanroep, in stilte. Niemand anders weet daarvan nie, maar die Here hoor jou gebed. Hy ken jou hart. So die Here verander die lot van Lea. En hy gee vir haar 'n seun, nog een, 4 seuns, vanaf vers 32 tot 35. Ons gaan nou nie letterlik elke vers herhaal nie, ons gaan baie lank besig wees, maar letterlik 4 seuns. Ek wil egter vanoggend u naam vestig, of u aandag vestig op die name wat sy vir hulle gee. Want die name wat sy vir hulle gee, openbaar haar gesindheid van haar hart, ook teenoor die Here. Vers 32, Ruben is die eerste enetjie se naam. En dit beteken letterlik, kyk, 'n seun. Ruben. In haar woorde, vers 32, nou sal my man my lief hê. My hart breek vir haar. Tweede seun, Simeon, wat beteken, God het gehoor. Sy sê, gewis, die Here het gehoor dat ek die nie geliefde is, en hierdie een ook gegee, vers 33. Derde seun, Levi. Levi beteken om te heg, om vas te maak. En sy sê, nou eintlik sal my man aan my geheg wees, vers 34. En dan die vierde seun se naam is Juda. Juda beteken lofprysing. Sy sê, die keer sal ek die Here loof. Nou, daar's 2 goed wat ek hieroor wil sê. Die eerste ding is, dis vir my duidelik, dat Lea met haar pyn, haar hartseer, hierdie smagting in haar hart, hierdie versoek in haar hart, ag Here, sal my man my nie maar net lief hê nie, dat sy na die Here toe gegaan het, en dat sy gegroei het in haar geloof, as gevolg van haar swaar kry. James Montgomery Boyce sê, Leah's was a bad situation, which God did not completely change, but God changed Leah. He gave her grace to live in a less than perfect situation. Hoeveel van u kan daarmee identifiseer? Somstyds bid ons. Somstyds is daar 'n ding wat ons regtig seer maak, wat vir ons baie moeilik is. Dit is vir ons 'n kruis om te dra. En ons praat met die Here daaroor en ons stoei daarmee. Dit kan jou situasie in die huwelik wees, dit kan jou situasie by die werk wees, wat dit ook al mag wees. In haar situasie, sy praat met die Here. Nou sê James Boyce, die Here het nie noodwendig haar toestand verander soos wat sy wil nie, maar hy het haar verander. Jy sien dit in die name. Sy sê, nou sal my man my lief hê. Ook hier het die Here gehoor, my man sal nou aan my geheg wees. Aan die einde kom sy en sy sê, die keer sal ek die Here loof. Sy het besef, dit lyk my nie, dit gaan my man enigsins sy hart verander nie, maar ek sal die Here loof. Dit verander Lea. Die tweede ding wat ek wil sê is, Jakob se liefdeloosheid teenoor haar het haar seerder gemaak as wat ons besef. Ek wil weer sê, my hart breek vir hierdie vrou. Sy lewe in die skaduwee van haar sussie, haar mooi sussie. Die sussie wat almal van praat, die liefling van Jakob, sy is in die skaduwee van haar suster en sy kan niks daarin verander nie. Nietemin, die Here is die een na wie toe sy draai. Na die geboorte van Juda, vers 35, en sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar gesê, die keer sal ek die Here loof. Daarom het sy hom Juda genoem, en toe het sy opgehou met baar. Sy het later weer kinders gehad, ons het dit gelees in hoofstuk 30. So hoekom het sy opgehou met baar? Dit staan letterlik, en sy het opgehou met baar. Weet jy hoekom het sy opgehou met baar? Die mees waarskynlike verklaring is, Jakob het alle belangstelling in haar verloor. Hy het net nie meer belang gestel in Lea nie. Rachel was daar. Lea met die kinders was dalk in 'n ander tent. Alle belangstelling in haar verloor. Dis Lea. Miskien sien jy jouself as 'n Lea. Ongeag wat die situasie is, ongeag wat jou kruis is wat jy moet dra. Ons moet hierna kyk en sê, draai na die Here toe. Moenie dat jou omstandighede jou wegdryf
van God nie, want ons is geneig om te sê, die Here hoor nie as ek bid nie, hy gee nie vir my wat ek wil hê nie, so, hoekom sal ek aangaan om die Here te dien, hoekom sal ek aanhou om die Here se woord te lees en om te volg, moenie so wees nie. Ons is geneig om met 'n verkeerde perspektief na dinge te kyk, let op na Lea se omstandighede, maar kom ons kyk na die tweede vrou, en dit is nou Rachel. Rachel is vir alle praktiese redes die matriarg in hierdie huis. Jy sien dit op die manier wat sy optree. Sy weet sy het haar man se hart gehad. Sy weet, dis hoe dit gewerk het. Vers 1 het ons gelees, en toe Rachel sien dat sy dis nou hoofstuk 30 vers 1. Toe Rachel sien dat sy vir Jakob geen kinders baar nie, het Rachel jaloers geword op haar suster. Die teologiese uitspraak hier is, dieselfde God wat Lea se moederskoot oopgemaak het, is dieselfde God wat Rachel se moederskoot gesluit het, wat besluit het, Rachel gaan nie nou kinders hê nie. Want God is soewerein. Dit is in pas met die beginsel van Jakobus 4 vers 6. Hy, dis nou God, gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Dit staan vir ons duidelik in die teks, dat die Here gesien het, Rachel is die een wat al die aandag kry, Rachel is die een wat al Jakob se liefde het. Hy maak Lea vrugbaar, hy gee vir haar 'n seentjie. Nou hierdie gedeelte, hierdie vers 1 speel af oor omtrent 2 of 3 jaar. Hoor wat sê Rachel. Sy het jaloers geword op haar suster, weer vers 1, en aan Jakob gesê, gee vir my kinders, of anders sterf ek. Nou manne, dink gou vir julle, as jou vrou met hierdie gesindheid na jou toe kom, en dit hoef nie noodwendig te wees vir kinders of wat ook al nie, dit kan wees, betaal my Edgar se rekening, of koop vir my daai motor, of wat ook al, koop vir my daai huis, anders sterf ek. Wat moet jy doen? Wat moet jy sê? Hoe tree jy op? Wat moes Jakob doen in hierdie situasie? Hy weet beslis wat sy pa gedoen het. Hy weet wat sy oupa gedoen het. Daar was aanvanklike kinderloosheid in elkeen van hulle se lewens. Hy weet wat hulle gedoen het. Ons het in Genesis 25 gepraat daar op vers 21. Isak, dis nou sy pa, het die Here gesmeek met die oog op sy vrou, want sy was onvrugbaar en die Here het hom verhoor sodat sy vrou Rebekka swanger geword het. So hy weet sy pa het met dieselfde kwessie geworstel. Hy weet wat sy pa gedoen het. Ek glo hy het dit vertel en hier kom hy en hy doen dit nie. En ons het destyds vir gesê dit was letterlik vir haar en oor haar gebid. Hy het miskien letterlik sy hande op haar gesit en vir haar gebid. Gesê, Here, hier is my vrou. Sy is my liefling, die liefling van my hart, sal u vir haar genade gee. Dis wat Isak gedoen het. Jakob doen dit nie. Inteendeel, ons lees in vers 2, toe ek Jakob kwaad geword vir Rachel en gevra, is ek dan in die plek van God wat die vrug van die skoot aan jou onthou het? Weet jy wat sê die Bybel verklaar? Dis die slimme ouens. Ek het hierna gekyk en gedink, Jakob, dit is 'n verkeerde antwoord. Jy moet daarom jou vrou net 'n bietjie liefdevol probeer antwoord. Wees net begripvol. Maar nou het hy al kwaad geword. Miskien is dit na 'n geneul, 'n gekerm van 'n paar jaar. Mense sal nou nie weet nie. Die feit is, slimme ouens sê, hy het sy geestelike leierskap in die huis verlaat. Hy het geabdikeer. Hy het nie meer vir haar gesê, luister, dis nie in my hande nie, my skat. Dis God wat hierdie goed bepaal. Kom ons soek die Here. Kom ons bid daaroor. Dis nie wat hy gedoen het nie. Hy het sy geestelike leiersposisie verlaat en Jakob se probleem waarmee hy nou worstel en wat hom eintlik kwaad gemaak het, was Rachel se gesindheid teenoor Lea. Hierdie moles in sy huis het Jakob klaar gemaak. Ek dink hy was meer in die motorhuis as in die huis. Ken jy daai situasie? Hy sal eerder in die motorhuis gaan werk as wat hy in die huis, want sy vrou hou nie op klaar nie en die vrouens beklei en hulle is gedurig aan mekaar. So hy sal eerder gras sny as om in die huis te wees. In haar jaloesie sê sy, gee vir my kinders of anders sterf ek. Nou as jy met 'n wye hoek lens na Genesis kyk en die verhaal ken, min het jy besef. Later, met die geboorte van haar tweede seun, gaan sy sterf. Tydens die geboorte het sy gesterf. Nou ons moet onthou, wanneer ons mor oor ons omstandighede,
Wanneer ons ongelukkig is en ons kla, dan mor ons eintlik teenoor God. Want hy is die een wat ons omstandighede bepaal. Die gesin waarin jy gebore is, die man of die vrou waarmee jy getroud is, die broers en susters wat jy het as jy nog in die huis is, die kantoor waar jy werk, jou situasie is nie toevallig. Dit is nie as gevolg van iets of wat jy of ander, jy het dalk 'n invloed, maar die Bybel sê, die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstap. Ek dink Spreuke 16 vers 9 as ek reg onthou, miskien vers 8. So, as jy kla daaroor, dan kla jy teenoor God. Dan is jy ongelukkig teenoor die keuses wat hy vir jou gemaak het. Haar afguns teenoor Lea was nie net 'n sonde teen haar suster nie, dit was 'n hoofsaaklike sonde teen God. Matthew Henry, 'n baie ou kommentaar, en enigiemand kan dit lees want dit is gratis. Hy het gesê, whatever we want, it is God that withholds it. A sovereign Lord, most wise, holy and just, that may do what he will with his own, and is debtor to no man, that never did nor ever can do any wrong to any of his creatures. So Matthew Henry sê net baie mooier wat ek vir die probeer oordra. Moenie kla nie. As jy kla, dan kla jy teenoor 'n God wat alwys is, wat weet waarom hy jou in daai gesin, in daai kantoor, in daai situasie geplaas het. Moenie kla nie. Vra, Here, hoe kan ek U hier verheerlik? Hoe wil U my hierdeur verander sodat ek U kan verheerlik? Nou die beste ding sou wees om na die Here te draai. Die beste ding vir ons is om na die Here te draai en te begin met, Here, baie dankie vir dit wat ek wel het. Ons is geneig om te kla oor dit wat ons nie het nie. Baie dankie vir dit wat ek wel het. Dankie vir U genade. Help my om in hierdie nood wat ek dalk nou so oor aangaan, om in hierdie nood selfs U genade te sien, dat ons vir mekaar sal bid. Ek wonder hoe sou Jakob se huis gelyk het, as hy die leier was wat God wou hê moet wees, om sy vroue te vat en sê, kom ons hou huisgodsdiens. Kom ons offer saam en ons dank die Here vir al sy goedheid. Ons bid vir Rachel dat sy kinders sal hê. Onthou, dit is nie vir julle nie. Dis vir God om te besluit. Ek wonder hoe sou dit wees as daar meer harmonie, meer liefde in sy huis was met betrekking tot hierdie sake. Ek dink hy sou hulle in 'n totale ander rigting gelei het. Maar dit bring ons by 'n derde gedagte. En dis die derde en die vierde vroue. Ons het dit gelees, so dis vir julle glad nie 'n verrassing nie, maar hier is nogal 'n, hoe sê die Engelse, dis nou 'n curveball wat nou gegooi word, né? Rachel se jaloesie brand so erg in haar hart. Sy maak 'n plan. Vers 3 van hoofstuk 30. Sy antwoord: Daar is my slavin Bilha. Gaan by haar in, dat sy op my knieë kan baar en ek ook uit haar gebou kan word. 'n Mens sou dink hulle het geleer uit die voorbeeld van Abraham en, onthou julle vir Abraham en Hagar. Het hulle geleer? Nee. Dit was 'n algemene praktyk daardie dae, dat as jy 'n slavin gehad het, en jy kon self nie babas hê nie, dan het jy jou slavin vir jou man gegee. Die slavin het 'n baba gehad, en die uitdrukking wat sy gebruik, dat sy op my knieë kan baar, beteken letterlik net, die babatjie word dan op die skoot van die meesteres gesit, en dit is haar baba. So dit is die slavin se baba, maar dit is die meesteres se baba, en dan is dit eintlik my kind. Dit is op die skoot van haar meesteres. En Jakob, hy het niks te sê nie. Hy slaap by Bilha, en sy het 'n seun, vers 6. Toe sê Rachel, God het aan my reg verskaf en my ook verhoor en my 'n seun gegee, en daarom het sy hom Dan genoem. En toe weer, vers 8, toe sê Rachel, weer 'n seentjie. Toe sê Rachel, ek het bo-menslike worstelinge met my suster geworstel en ook oorwin, en sy het hom Naftali genoem. En hier's nou 'n baba oorlog in die huis. Hier is nou, ek het 4 babas, 4 seuns vir jou, vir Jakob gegee. Hoe lyk dit aan jou kant? Rachel sê, wel ek het nog 2 and counting, want ons is nog nie klaar nie. Want dis nou die slavinne is nou al betrokke. En hier kom nou 'n oorlog. 2 seuns word verwek, Aser en Naftali, vers 11 en vers 13. En teen hierdie tyd is daar so tussen, so 'n bietjie van 'n parafrase. Want jy sien die eersgeborene Ruben is op hierdie stadium
3, 4, miskien 5 jaar oud. En wat doen 'n Peter as hy nou, as daar moles in die huis is, of hulle speel rond en hy krap hier, en hy kry iets, ons het gelees in vers 14, en Ruben het in die dae van die koringoes gegaan, en in die veld liefdesappels gevind, en die na sy moeder Lea gebring. Toe sê Rachel vir Lea, gee my tog van jou seun se liefdesappels. Nou wat is die liefdesappels? Daar's verskillende name en verskillende verklarings daarvoor. Ek gaan nou maar vir julle die een gee wat vir my die mees logiese. Ek gaan nou nie beklei daaroor nie, as iemand met my verskil is dit welkom, maar jy's Dr. Lewis Johnson, hy was nog 'n belese ou, dis hoekom ek van hom hou, maar hy het gesê, the mandrake, dit is nou die naam van die liefdesappel. The mandrake was a herb of the belladonna family, is 'n soort in die flora familie. It had white and reddish blossoms, and the fruit was yellow, similar in size to a small apple. Dis hoekom hulle dit die liefdesappels genoem het, of die appels genoem het. In fact, they were called love apples because people in the ancient Near East thought the mandrakes stimulated sensual desire and aided conception. So they were something like an aphrodisiac in their thought. En Lewis Johnson skryf en sê, dit was eintlik maar net 'n bietjie van 'n stigma. Dit was nie regtig 'n afrodisiak nie, maar hulle het dit geglo, so dit het gewerk. Dis hoekom hulle dit liefdesappels genoem het. Kyk wat gebeur. Vers 15-16. Sy antwoord haar, dis nou Lea, haar seun Ruben het die liefdesappels gekry, en sy sê vir Rachel, toe Rachel sê, gee vir my daarvan. Is dit nie genoeg dat jy my man geneem het nie, dat jy ook my seun se liefdesappels wil neem? En Rachel sê, daarom mag hy vir jou seun se liefdesappels vannag by jou slaap. So Jakob kan by jou slaap vannag, as jy vir my die liefdesappels gee. Toe Jakob dan die aand uit die veld kom, gaan Lea hom tegemoet met die woorde, jy moet na my kom, want ek het jou eerlik gehuur vir my seun se liefdesappels, en hy het die nag by haar geslaap. Weet jy wat se ironie hierso? As dit gesien word as iets wat jou liefde gaan koester in iemand anders, dan sit Rachel met die liefdesappels, maar Lea het vir Jakob. So selfs haar, nie net haar slinkse planne nie, maar ook haar bedrewe vermoë om besigheid te doen, werk nie. Niks werk nie. Want die Here het dit so bepaal. Kyk wat gebeur. Die gevolg daarvan is nog 'n baba seun vir Lea, want Jakob slaap toe by Lea, en daar's nog 'n seun. Isaskar is sy naam. Dis nou vers 18. Later Sebulon, wat beteken een wat woon. En toe's daar 'n dogter, haar naam is Dina, vers 20 en 21. Ons gaan later 'n bietjie leer van Dina. Nou, hierdie baba oorlog is nou sterk aan die gang. Dis nou tel nog. Ek het nou al soveel seuns en ek hier is nog 'n dogter. Dit raak nou net erger en erger. Rachel is die een wat Jakob se bed beheer. Het julle dit agtergekom? Rachel is die een wat besluit wie slaap by Jakob wanneer en hoe. Sy is die een wat Jakob hier gebied. En die moeilike ding om hier te sien is, ons kyk nou na die groter prentjie. Jakob is die erfgenaam van die verbond. Abraham, Isak en Jakob, hy is een van die aardsvaders. Maar Jakob is letterlik verneder tot 'n stoetbil in sy eie huis. Dis die realiteit. Jakob is maar net, ja my lief, ja my lief. Intussen is hulle besig met hierdie stryd oor wie die meeste babas. Sy huishouding val uitmekaar. Sy integriteit is daarmee heen. Hy's op 'n laagtepunt in meer as een opsig. En tog, ek wil by die 4de en die laaste gedagte kom. Wat was Jakob se belewenis? Wat moet ons sien in Jakob se belewenis? Ek wil sê, God is steeds besig met Jakob. Want hierdie dinge moes hom laat dink het aan dit wat sy pa vir hom gesê het. Dit wat hy gehoor het van sy oupa. Vers 20 het ons gelees, toe sê Lea, God het my 'n mooi geskenk gegee, nou sal my man eintlik by my woon, want ek het vir hom 6 seuns gebaar. En sy het hom Sebulon genoem. Dit was nou die laaste ene in hierdie opsig. Sy huis is nou 'n tempel vir afgoderry. Weet jy waarom sê ons dit? Want sy vroue het gedink, weer eens die ironie is, niemand kry wat hy wil hê nie. Rachel wil kinders hê. Sy het die kinders nie. Lea wil Jakob hê. Sy het nie vir Jakob nie. Jakob wil maar net vrede hê. Hy het nie vrede nie. Die hele huis word 'n
tempel, 'n aanbiddingsplek vir afgode, want almal van hulle dink, as ek net dit kry, dan sal ek gelukkig wees. As ek net dit kry, dan sal ek gelukkig wees. Sien jy die afgodery? Ons vergeet dikwels van God wat ons vervulling moet wees. Hy moet ons hoogste lof wees. Hoe maak 'n mens wanneer jy besef? Ek wil u 'n reguit vraag vra, omdat ek vir julle lief is, omdat ek vir julle omgee. Julle weet, ek het al 'n paar keer genoem van Johannes Calvin wat gesê het, die mens se hart is 'n fabriek van afgode. Jy hoef nie 'n afgod te fabriseer nie. Jy hoef nie te gaan sit en dink, goed, wat gaan ek nou my volgende afgod maak? Miskien, hier's 'n goeie plan. Miskien moet ek dink aan 'n huis of 'n stokperdjie of jy hoef nie dit te doen nie. Dit kom van self. Dit kom outomaties. Dit gebeur net sonder voordat jy dit besef. Nou wat doen jy as jy besef hier's 'n afgod? En ek het altyd vir my kinders gesê, hoe bepaal jy iets as 'n afgod? Dis 'n baie maklike oefening om te doen. Die sommetjie is eintlik maklik. As jy bereid is om te sondig om dit te kry, dan moet jy weet dis 'n afgod. So, as jy sal leuns vertel, iemand sal bedrieg of een of ander iets sal doen om te kry dit wat jy wil hê, dan moet jy weet hier's rooi ligte. Die rooi vlae is al verby. Dis nou al ligte wat flikker om te sê hier's 'n afgod. Hier's 'n afgod. Jy moet versigtig wees. Hoe maak 'n mens wanneer jy besef ek het 'n afgod in my lewe? Daar's iets wat die plek van God, wat dreig om die plek van God oor te neem. Wat doen jy? Ek dink jy moet maak soos Dawid. Hy sê in Psalm 16 vers 2 en vers 5. En dit moet jy bid. Dit moet jy met jou hart bely. Jy sê, ek het tot die Here gesê, U is my Here. Vir my is daar geen goed bo U nie. Die Here is die doel of die deel verskuldig van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Jy bely en jy maak die naam van die Here groot en jy sê, Here, ek gaan nie toelaat dat hierdie ding, my liefde, my tyd en al my aandag van U aftrek nie. Ek wil dit aan U gee, ek wil dit aan U wy. Jy verklaar dit, jy sê vir die Here, Here, U sal ek dien. Jy kyk na Jakob se huis en ek wil weer sê, moeilike gedeelte om te lees. Dis 'n laagtepunt, daar's niks positief om oor te praat nie, dis baie min positief, laat ek dit sê. Hoe gaan hierdie situasie ooit besleg word? Hoe gaan Jakob hierdie skip draai? Ek wil vir jou vra, as jy nou in sy situasie was, wat sou jy doen om hierdie situasie te besleg? Wat gaan jy doen? Weet jy wat is die antwoord? Kyk saam met my na die teks, dan sien julle hoe genadig God is. Dis nie Jakob nie, dis God. Vers 24, dis nou hoofstuk 30 vers 22 verskoon tog. Genesis 30 vers 22. En God het aan Rachel gedink. En God het haar verhoor en haar skoot geopen. Sy het bevrug geword en 'n seun gebaar. Toe sê sy, God het my smaad weggeneem. En sy het hom Josef genoem en gesê, mag die Here vir my 'n ander seun daar byvoeg. Dit wil voorkom asof Rachel na die Here toe gedraai het, want hy sê, die Here het haar verhoor. So sy het na die Here toe gedraai, in die hitte van die stryd. Die realiteit het ons al gewys, dat situasies soos hierdie, waar daar 'n draaipunt kom in my lewe, waar daar 'n verandering teweeggebring word as gevolg van 'n ingrype van God. Hierdie goed is dikwels dinge wat maak dat daar ons praat van 'n nuwe blaadjie wat oorgeslaan word. Ons praat van, en dis 'n menslike ding, maar ek wil vir julle sê, as God ingryp en hy verander jou hart, nie noodwendig jou omstandighede nie, maar hy verander jou hart, dan is dit 'n dag, 'n uitstaande dag in jou lewe waar jy moet sê, God was my genadig. In Matthieselek se geval was dit die geboorte van 'n seun. Jy kan nou gaan kyk na elkeen, een van die geloofshelde, daar was kwessies in hulle lewe waar die Here ingegryp het en dit was vir hulle uitstaande ontmoeting met die Here. Jakob het uiteindelik die seentjie gehad by die vrou wat van die begin af sy liefling was, by Rachel. Ons gaan nou verder na die verhaal kyk. Hy's dwaas. Hy het nog nie geleer nie, maar die Here is met hom besig. Nou trek hy die laaitjie voor. Hy koop vir hom die beste speelgoed. Hy koop vir hom die beste kos. En as die ander brood eet, kry hy McDonald's. En so gaan dit aan in sy huis, want hy trek vir Josef voor. Weet jy hoekom? Kyk na die groter prentjie. Jakob het gedink,
Onthou julle wat het van Abraham af gebeur? Abraham, die lyn moet gaan. Abraham, Isak, Jakob. Nie eers in die Jakob. Jakob het gedink, dis Josef. Die lyn moet deur Josef gaan. Dis hoekom hy Josef voortrek. Josef is die een, want dit is sy lieveling vrou. Jesus is die seun wat die Here nou vir hom gegee het. En hy sê, God se belofte gaan voortleef deur Josef. En hy trek hom voor. Hy koop vir hom mooi klere en hy bederf hom verskriklik. Dit was nie die nageslag wat God in gedagte gehad het. Dit was nie net een van hierdie seuns nie. Dit was, en later gaan daar nog eenetjie kom, Benjamin, ons gaan daaroor praat, dit was 12 van hulle. Dit was God se plan. Hulle gaan stamvaders word. Julle het gesien, dis die 12 stamme van Israel. Want Jakob se naam gaan nog verander word na Israel. God gaan vir hom sê, jou naam is nou Israel. Hulle word die 12 stamvaders. Hulle gaan almal die verbond dra. Hulle gaan almal die belofte van God vir die wêreld gee. Deur Israel gaan hierdie waar word. Die Messias gaan aan die wêreld gegee word. Al 12. Jy hoef nie daarna te kyk soos Jakob, nou wie's in en wie's uit? Wie's nou die een? Al 12. Hy moet al 12 groot maak. Hy moet al 12 regeer. Hy moet al 12 lei en leer. Die volk Israel. Die naam wat hy later van God gaan kry. Israel. Dis wat hier gaan aangaan. Nou ja, kom ons sluit af. Dawid sê in Psalm 37. Vertrou op die Here en doen wat goed is. 'n Goeie raad vir Jakob op hierdie stadium. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. En verlustig jou in die Here. Dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Dit beteken nie, so sommige van ons dink, verlustig jou in die Here, dan sal hy vir jou daai rooi Ferrari gee, of daai huis by die see. Dis nie wat die teks sê nie. Die teks sê, verlustig jou in die Here. Hy is dan die verlustiging van jou hart. Jy gaan niks meer begeer as dit. Jy kan dan soos Dawid op Psalm 16 sê, Here, U is my hoogste lof. Jy kan soos Job sê, ek het die Here. En al slaan hy my, ek sal nogtans op hom vertrou. As hy my deel is, dan maak dit nie saak wat ek verloor nie. Want jy sien, die duiwel het gedink as hy Job se besittings en sy familie wegvat, dan verloor hy alles, maar hy het nie besef, vir Job was God sy alles nie. Ons moet nooit by God kla en sê, Here, gee my net dit, anders sterf ek, soos wat die woorde van Rachel was nie. God het vir Jesus gegee. Hy het gesterf. Hoekom? Sodat u en ek kan sê, deur my geloof in hom is ek 'n kind van God. Dit maak my verwaand. Dit maak my arrogant, hoogmoedig. Sit enige lelike byvoeglike naamwoord daarby. As ek dan nog steeds vir die Here sê, maar Here, ek wil dit ook hê. Ek wil dit ook. Hy het vir jou Jesus gegee. Hy het vir jou Jesus gegee, sodat jou sonde vergewe kan word, sodat jy nuut gemaak kan word deur die Heilige Gees, en dat ons vir ewig saam met hom kan lewe. Nou hier was baie name, ons kyk na die betekenisse van die name, ons kon 'n bietjie dieper delf, maar ek gaan klaarmaak. Ek wil u aandag vestig op een naam. Die naam bo elke naam. Die naam in wie God se beloftes al Jakob se verwagtinge vervul het. God het sy plan gehad en ons gaan nog sien hoe dit uitspeel. Dit is vir my baie interessant om so tree vir tree hierdeur te lees. Maar baie jare hierna kom die engel Gabriël by Maria en hy sê vir Maria, Maria, jy gaan 'n babietjie hê. Dit gaan die Heilige Gees se werk wees. Maar jy moet hom Jesus noem. Dis die naam bo elke naam, want dis hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En die koneksie aan dit wat ons vanoggend bestudeer het, is toe Maria in haar lofprysing verwys sy na Jakob. Sy verwys na Jakob in Lukas 1 vers 54 en hierdie huismoeles wat hy beleef het in Genesis 30. Baie seuns verwek, maar God het in sy genade het hy 'n seun verwek, sy seun. Sodat deur hom u en ek gered kan word, heilig kan leef te midde van 'n sondige wêreld, heilig kan leef, hom kan dien. Ons vreugde in hom kan vind, want hy is die naam bo elke naam. Ons is aan die begin van 2025.
ek moet u vriendelik waarsku. Ons het almal planne en ons het almal ideale en die ek wil nou nie verwys na die woorde daar nie op die deur nie, is nie ons wat dit daar gesit het nie, maar jy weet, die stem van die wêreld is mos, jy moet jou drome na jou, dit het nog nooit gegaan oor jou nie. Dit gaan oor God, dit gaan oor die Here Jesus. Maak hom die middelpunt van jou lewe, soek jou vervulling in hom, en hy sal jou gee. Vervulling, vrede, blydskap, ten spyte van jou omstandighede, te midde van al die dinge wat omgaan in ons wêreld. Ons is in 'n sondige wêreld, ons gaan dit nie verander nie. Maar te midde van hierdie wêreld kan ons God ken, hom dien en hom volg. Ken jy hom? Gehoorsaam jy hom? Dis die vraag waarmee u moet weggaan. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat 'n besondere vreemde gedagte om vanoggend hierdie gedeelte te moet bestudeer en as dit ware, soos wat ek vroeër gesê het, die binnekamerlewe van Jakob en sy vroue te sien en te sê, nogtans is u die een wat genade gee. Nogtans is u die een wat vergewe en wat lei en wat rig, wat help. Ons wil vanoggend leer uit hierdie voorbeelde en ons wil na u toe kom met die gebed, sal u ons raak sien, sal u ons in genade trek. Ons is geneig om ons lewe so te leef dat ons besig raak sonder u. En ons sê dikwels vir mekaar, ons is so besig, ons het soveel dinge wat gedoen moet word, mag ons nooit te besig word vir u nie. Vergewe ons en help ons om u eerste te stel in alles, in ons hart, dat u die troon van ons hart sal beset. Dat ons prioriteite en alles wat ons doen, nie net in ons huise nie, maar daar by die werk en waar ons ook al beweeg, met ons studies, by die skool, waar ons gaan, dat ons sal kan getuig, die Here is my God. Ander mense sal dit weet, dis die vrug wat ek dra, uit dankbaarheid vir u goedheid. Hoe sal ek die Here vergeld vir al sy goedheid? Gee vir ons meer van u, gee vir ons meer van u Gees. Bewaar ons in hierdie week, tot lof en eer van u naam. Amen.